jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou, jy's gemaak op 'n blauwdruk, alles is haar fyn beplan. Goeiedag geliefdes, ons gesels oor 'n moeilike ding. Ons gesels oor die feit dat Jesus gesê het, dat ons God met alles wat ons is en het moet lief hê, maar ook ons naaste soos onsself. En ons het gister gehoor dat ons nie ons naaste kan kies nie. Dis nie ons keuse nie. Selfs die naaste saam met wie jy nie braai nie, saam met wie jy nie kuier nie, daar moet ook liefde wees. En Jesus sê in hierdie selfde Matteus 22, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Miskien is dit baie keer die moeilikste. En dit is om jouself lief te hê. Die wêreld is besig om ons te leer dat ons nie altyd van onsself moet hou nie, dat ons nie regtig vir onsself kan lief wees nie. En baie keer is ons nie. Ons is nie lief vir onsself nie, want ons is nie die regte vorm nie. Ons is nie die regte gewig nie. Ons ry nie die regte kar nie. Ons meng nie met die regte mense nie. Daar is soveel dinge wat die wêreld as voorvereiste sit om jouself lief te hê. En ons val daarvoor en baie keer hou ons eenvoudig nie van onsself nie. Maar hierdie, om jouself lief te hê, is 'n groot voorvereiste om jou naaste lief te hê. Ons moet baie mooi verstaan dat selfliefde, waarvan Jesus hier praat, is nie narcissisme nie. Dis nie om in jouself geabsorbeer te wees, om jouself God te maak nie. Dit gaan net oor daardie vermoë om jouself te aanvaar soos die Here jou gemaak het. Om tevrede wees met jouself soos die Here jou gemaak het. Om tevrede wees met jou omstandighede. Dis oukei om jou drome en ideale te hê en na te streef. Dis reg en goed so. Wat jy in jou werk bereik, wat jy in jou sport bereik, wat jy ook al in die lewe bereik, dis reg en goed so. Want dit is jou deel wat God jou in hierdie lewe gee, en jy kan jouself lief hê daarvoor. Nie narcissisties, arrogant, so selftevrede wees daaroor, dat enige iets of iemand anders benede jou is nie, maar 'n werklike waardering vir die uniekheid wat God jou gemaak het. En op die uniekheid waarmee God met jou besig is. Want kom ons wees baie eerlik met mekaar, as God nie in liefde met jou besig was nie, dan was jy nie meer hier nie, dan het jy dit nie gemaak nie. So as dit is waarmee God in jou besig is, hoe God met jou besig is, dan kan jy jouself lief hê. Dan daar kan by jou selfaanvaarding wees. Ek dink juis aan verlede week wat ons gepraat het oor verwoestende emosies. As ons help dat die woord daardie verwoestende emosies uit ons lewens uit verwyder, dan kan ons onsself lief hê. Ons is so lief daarvoor en ek sien die influencers op sosiale media is gedurig besig om die hartjie ding te doen. Maar wanneer laas het jy die hartjie ding met jouself gedoen teen die spieël? Wanneer jy in die spieël kyk en besef, maar die Here is vir hierdie persoon lief. Of die hare nou min is, of die hare nou baie is, of die hare nou die mekaar is, of hulle grys is, en of hulle swart is. Of die gewig nou sis is, en of die gewig nou so is. Of die gemoed nou vandag sis is, en of die gemoed nou vandag so is. Jy leef uit God se liefde. En jy kan jouself
lief hê. En dan begin 'n mens jouself respekteer. En dis die groot ding. Sodra jy jouself so kan respekteer, dan sal jy ander ook respekteer vir wat God van hulle maak. Dan kan jy hulle ook lief kry soos God vir hulle lief het. Ons wil altyd hierdie dinge hê van, almal moet my respekteer voordat ek hulle sal respekteer. Daar's geen respek as dit nie in die eerste plek is vir jouself nie. En daar's geen respek vir jouself as jy nie eerste onder die indruk kom van hoe lief God jou het soos jy is nie. En so is die een wat in die kantoor saam met jou werk. So is die klomp dames wat in die kantoor vir jou werk. So is elke werkgewer wat in jou besigheid besig is, en so is jou buurman. En so is daardie persoon van wie jy niks hou nie. Daar's 'n liefde in God se hart vir hulle uniekheid. God wil hê dat hulle ook respek vir hulle self sal hê. En dat hulle jou ook sal moet lief hê. Moenie dink dat ander mense jou gaan lief hê as jy jouself nie lief het nie. En daarom sê Jesus in hierdie gedeelte dat jy moet lief hê soos jouself. My gebed vir elkeen wat hierna kyk en hierna luister, is dat jy op grond van God se liefde en sy ontferming vir jou 'n wonderlike gesonde selfliefde sal hê, soveel so dat dit sal oorspoel na jou naaste toe. Want dit is wat God wil hê. Shalom. Ek weet wat jy bedoel. Jy voel soms so eenkant, kry jy ook die gevoel. Jy staan hier aan die alleenkant. Ek wil hê jy moet mooi hoor wat ek probeer sê. Luister nou met 'n fyn oor, jy's gemaak net soos hy jou wou hê. Wees jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou.